Goeienaand almal. Welkom by ons tweede laaste aand. Ons het deur meeste van hierdie aspekte al klaar gewerk en ons kom nou by een van die mees interessante vir my aspekte van die hele idee van geestelike groei en ook in die detail aspekte hiervan wat ons nou nie vanaand in gaan indelf nie, is al absoluut fascinerende dinge wat mense kan help in menseverhouding met die Here. Maar voordat ons begin, kom ons buig die hoofde dan bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar dat ons weer by mekaar kan kom om onder andere u woord te bestudeer, maar ook om primêr te gesels vanaand oor gebed en meditasie. En ons vra dat u vir ons sal lei in hierdie studie, dat ons sal bly by die beginsels wat die Bybel vir ons gee. En om die Bybelse beginsels korrek te kan verstaan, is ons 100% afhanklik van u Gees wat in ons woon. So ons vra dat u ons harte omvanklik sal maak, dat ons sal u stem hoor en dat u ons sal inspireer deur u Gees in Jesus naam. Amen. Goed, vanaand kyk ons na stiltyd. Nou, wat is die definisie van fisiese stiltyd? Hoekom kyk ons na fisiese stiltyd? Onthou ons gebruik die fisiese as 'n model om die geestelike eenvoudiger te kan verstaan en ook dan die integrasie van daai. So, die definisie van fisiese stiltyd is om rustig te wees, onaktief, agteroor te sit, te herstel, asem te skep, versterk te word, te regenereer en krag op te bou. Ons almal weet hoe dit voel as jy 'n regtig moeilike dag gehad het, of jy het baie hard geoefen, en om net terug te gaan sit, en net 'n bietjie te ontspan. Te weet jy kan nou eintlik van daai laste ontslaa raak, die seer ontslaa raak, en die proses van herstel gaan nou begin. Die proses van weer asem skep. Nou, wat is die funksie van daai fisiese stiltyd? Dis om te herstel van die skade, om geleentheid te gee, dat die voeding uitkom waar die herstel nodig is. Onthou, hierdie dinge is nie aspekte wat totaal los van mekaar staan nie. Die voeding wat jy inneem, moet nou by daai seerspier uitkom, sodat wanneer jy rus, hy daai spiertjies wat jy op 'n mikroskopiese vlak geskeer het, om dit te herstel, en hy bou dit as jy die regte voeding inneem, groter en sterker terug. Nou dis wat die fisiese aanbetref, so kom ons gaan kyk na die geestelike. Wat is die definisie dan van geestelike stiltyd? Dis wanneer ons reflekteer of nadink, om te besin, om uit te sorteer, om herstel te word, te heroriënteer, te beplan, om rustig en kalmte in die gemoed te soek. Om daai geestelike rus weer te vind, nadat jy deur die proses gegaan het van geestelike oefening. Gisterand het ons gekyk na geestelike oefening, en wat was dit? Dis soos byvoorbeeld wanneer ons besig is met evangeliseer, maar ook wanneer ons byvoorbeeld sou getuig of in enige ander van ons geestelike aksies betrokke is en daar skade kom. Dan is stiltyd die tyd dat ons kan stil word, kan luister en die geleentheid gee vir die nutriënte wat ons ingeneem het, die geestelike nutriënte. En wat was daai geestelike nutriënte? Primêr ons eie persoonlike studie van die Bybel. Om geleentheid te gee dat daai beginsels wat ons in die Bybel geleer het, daai herstel nou kan begin bring. Want baie keer word mens in 'n posisie geplaas wat jy vir jouself vra, maar hoe kan ek selfs deur ander gelowiges so behandel word? Mense kry seer in die kerk. Daar's mense wat uit die kerk uitgaan, nie weens leerstellige probleme nie, maar weens die manier hoe hulle behandel word. En dit is eintlik 'n skreiende skande, want dit hoort nie in die geloofsgemeenskap nie. Maar dis 'n feit, dis 'n realiteit, dis hoe dit is. En dan moet ons gaan kyk, maar wat sê die Bybel vir my? Het ek miskien verkeerd opgetree, het net die ander persoon opgetree, hoe moet ek hierdie situasie hanteer, ensovoorts. So dis daai aspek van herstel. Nou wat is die funksie daarvan? Om insig te kry oor situasies en aksies, om te herstel en te leer, om te groei in kennis en begrip. Al is dit kennis en begrip van dit wat verkeerd gegaan het, sodat ons dit 'n volgende keer kan vermy. Dat ons nie weer daai selfde foute maak nie, want dis tog wat groei is. So,
Waar vind ons dit geestelik? Wat sou daai geestelike rus dan wees? Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Nou evalueer 'n bietjie hierdie wat hy sê. Hy eindig met, my juk is sag en my las is lig. Hy ontken nie dat daar 'n juk of 'n las is nie. En as jy mooi daaroor gaan dink, in 'n Bybelse konteks, wanneer Jesus sê, my juk is sag en my las is lig, maar daai mense het gevangenis toe gegaan en gesterf. Hoeveel van sy disippels het nie gesterf as gevolg van vervolging nie? Sover ons weet net een. Goed. Hoeveel van die mense deur byvoorbeeld die reformatie het ook hierdie gelees, my juk is sag en my las is lig, en het hulle lewens verloor, byvoorbeeld aan die brandstapel of is op ander maniere doodgemartel? Is dit sag en lig? Ja. Ja, dit is. Sag en lig, relatief tot wat voorlê. Onthou die long view. Vir ons is dit skrikwekkend binne hierdie konteks waarin ons leef. Jy word doodgebrand of ietsie van daai aard. Relatief tot wat die ewigheid vir jou bied, is dit nie veel nie. Dis kort, dis tydelik en dis 'n kragtige getuienis. Elke liewe keer deur die geskiedenis, wanneer die gelowiges vervolg is, wat was die resultaat? 'n Groter persentasie van mense het tot bekering gekom. Weens die kragtigheid van die getuienis om deur verdrukking te gaan en getrou te bly aan God. Goed? So dis relatief. Dis nie asof jy net vir iemand kan sê, maar weet jy wat, is eintlik 'n breeze om 'n Christen te wees nie. Dit is nie. Dit kos, veral as jy die beginsels hou wat ons hier hou. Die oomblik wat jy gaan sê, maar ek werk nie op 'n Sabbat nie. Die oomblik wat jy gaan staan op beginsels, dan gaan die vervolging kom. Daar gaan 'n redelike groot mate van uitwerping kom. Maar is die moeite werd om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Want ons kyk altyd met 'n oog wat verby hierdie lewe kyk en in die ewigheid inkyk. Dis waar ons wil wees, by Christus. Goed. Psalm 94, vers 12 en 13. Welgeluksalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet, om hom rus te gee van die dade van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word. Totdat die kuil vir die goddelose, nou wat is daai kuil? Wat is daai kuil, wanneer hulle praat van 'n kuil? Dis verwysing na die graf. Hoekom is die graf net vir die goddelose einde? Gaan gelowiges nie ook dood nie? Daar's hy. Vir die ongelowige is daar 'n einde. Daar's nie daai ewigheid nie. Gaan daar teëspoed wees volgens die skrif? Verseker gaan daar teëspoed wees. Maar onthou, daai versie waaroor ek so mal is wat Jakobus geskryf het. Ag, dit loutere vreugde, my broeders. Ag, het vreugde, hoekom? Want teëspoed laat jou groei. Jy groei buite jou gemaksone. Dan Psalm 116, vers 7 tot 9. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want u het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die lande van die lewendes. Nou hier kan ons sien, daar is 'n mate van weghou, wanneer jy gehoor gee aan dit wat God van jou verwag, dan vermy jy baie struikeling in jou lewe. Maar daar gaan tyd kom wat jy wel struikel, en wanneer jy struikel, weet jy jou rus is by Christus. Hy gaan jou herstel, hy gaan jou leer, daar was jou fout, daar is die probleem, hierso is waarin jy moet skaaf in jou lewe, ensovoorts. So, hierdie stiltyd is tot 'n mate, alhoewel dit rus
is dit tog 'n mate van konfrontasie met die probleme in jou lewe terwille daarvan dat jy in die toekoms die weerstand beter kan hanteer. Die teenstand makliker kan deurstaan. So, watter forme neem stiltyd dan aan? In die eerste plek gebed, in die tweede plek meditasie. Ons gaan bietjie later kyk na meditasie, ons gaan begin met gebed. Nou, om te begin om te verstaan wat gebed is dit nodig om dit eintlik amper verkeerd om te doen en te sê, kom ons gaan kyk wat gebed nie is nie. So, ons gaan nie 'n definisie gee van gebed nie. Ek wil jy sekere aspekte uitlig en te gaan sê, maar hierdie kwalifiseer nie as gebed nie. Nommer 1, gebed is nie 'n monoloog nie. Dit is nie net dank en vra nie. Goed? Gebed is 'n gesprek met God. En hoe arrogant om te dink, dat as ek in gesprek met God gaan wees, moet hy stil bly en ek praat. Wie is die een met die kennis? Hy. Daar's niks meer fout om in gebed te praat nie, maar ons moet geleentheid gee vir die antwoord om te kom. Een van die mees algemene vrae wat ek in my bediening gekry het, wat gebed aan betref, is dat mense vir my sê, maar hoekom antwoord God my nie? En sonder uitsondering vra ek vir hulle, hoeveel tyd het jy gemaak om te luister? Waarvan praat jy nou? Ek het mos gevra, dan moet dit mos gebeur. Nee. Ons gaan op 'n ander geleentheid kyk na hoe die proses werk van luister en wat die potensiële antwoorde is. En een van die potensiële antwoorde is net eenvoudig nee. Ander kere is dit miskien not now, but not now. So dis nie nie, dis nie nou nie. Jy moet nog bietjie wag, jy moet bietjie uithou, jy's nog nie reg nie. Dis soos Sion sien vandag 'n boesman pyl en boog in 'n koker. En man, hy sommer onmiddellik, ek wil daai hê. Ek sê nee, dit kan gemaak word met die regte, hout nodig en gaan deur die proses en jy gaan hom mooi moet skerp maak ensovoorts. En hy wil sy muur, hy vra vir my, maar kan hy 'n skerp mes kry? Hy wil hierdie ding skerp maak. Ek sê nee, my maat, jy praat met jou ma. Ek gaan nie daai moeilikheid op my vat nie. Ek's bereid om hom die mes te gee, maar ek nou myself ook 'n bietjie veilig hou. Goed. So, miskien nie nou nie, want hy het nog nie die vaardigheid nie, maar miskien later. En so is dit met ons geestelik ook. Ons vra vir die Here vir 'n sekere ding, maar hy weet as hy dit nou vir ons gee of as ons dit te vinnig kry, dan gaan ons dit nie heeltemal reg kan hanteer nie. Ons het nog nie die vaardigheid nie. Ons het nog nie die volwassenheid om die verantwoordelikheid te vat wat saam met dit kom nie. Goed? So is nie noodwendig nee nie, maar partykeer kan dit ook wees nee. En dan moet ons dit aanvaar, want God weet beter. So, volgende ene. Dis nie 'n formule of 'n rympie nie. 'n tipiese Onse Vader. Een dame was toe ek hierdie lesings aanbied vir my briesend kwaad, omdat sy sê, die Onse Vader is die perfekte gebed. Ek sê van nee. Die Onse Vader is die voorbeeldgebed. Haar argument was, die oomblik wat daar watter situasie hom ook voordoen, moet jy net terugval op die Onse Vader, en bid jy net die Onse Vader. En as jy hom klaar gebid het en die oplossing is nie daar nie, dan bid jy hom weer. Dit word soos Hail Mary, Mother of God. Dit word net 'n uiterlike herhaling van woorde. Nee. Daar is 'n raamwerk wat gevul moet word met jouself. Die Here stel nie belang of jy 'n rympie kan leer nie. Die Here stel belang dat jy jou hart voor hom oopmaak en met hom die inhoud van jou lewe bespreek. Goed, vrywilliglik. So dis nie net 'n rympie nie. Daarom is ek nie 'n voorstander van die tipe van ding van ons wil nou vinnig eet, kom ons bid gou-gou. Seën Vader wat ons eet, laat ons nooit die naam vergeet. Amen. Was dit 'n dankgebed vir die kos? Nee. Dis 'n rympie. Dit hoort nie. Dis uiterlike herhaling van woorde. Ons moet opreg uit die hart uit bid wanneer ons bid. So definitief nie net 'n formule of 'n rympie nie. Ek het nou ook genoem die uiterlike herhaling van woorde. Dis 'n uitdaging want dit word eintlik maar dan leefwoorde. En dan, dis nie 'n opsionele ekstra in die gelowige se lewe nie.
As 'n man en 'n vrou geen kommunikasie met mekaar het nie, het hulle 'n verhouding. Verhouding word uitgedruk in kommunikasie. As jy die kommunikasie steel, as die kommunikasie ontbreek, dan vou die verhouding. Kan ons sê, ons is toegewyde Christene, maar ons het nie werklike kommunikasie met God nie? Nee, dis essensieel. En ons gaan binnekort sien hoekom dit so essensieel is, en dan, dis ook nie net 'n rituele gebruik van towerwoorde nie. Baie mense dink, hulle kan eintlik maar vra net wat hulle wil, en in die einde net sê, in die naam van Jesus Christus, en nou moet dit gebeur. Nee, het werk nie so nie. Die naam Jesus Christus is nie net 'n towerwoord wat jy kan gebruik vir wat jy ook al wil hê nie. Onthou die konsep van naam het eintlik 3 aspekte. Dit kan 'n voornaam wees, maar dit is nie net 'n voornaam nie. Dis ook sprekend van autoriteit. Ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En is ook 'n uitdrukking van karakter. So dit kan voornaam wees, ja, verwysing na die individu, maar dit verwys ook na autoriteit en karakter. So wanneer ons van God iets vra, dan moet ons vra in lyn met die karakter van God. Met ander woorde, gebede soos, Here, maak my die rykste man op aarde. Nee, het hoort nie. Dit hoort nie, want dit sê die fokus is verkeerd. Goed? Het die Here al in die skrif mense besonder geseën met welvarendheid? Natuurlik. Job was die rykste man in die ooste by verre, en hy het alles verloor en hy het weer die rykste man geword. Maar die Here het geweet, hy kan hierdie man vertrou. Want hierdie man bly getrou, ongeag van of hy het en of hy nie het nie. Goed? Maar wanneer ons van God vra, moet dit in lyn wees met sy karakter. En ons moet ook verstaan dat soms gaan die Here vir ons sê nee vir sekere dinge, as hy weet, as ons hierdie roete inslaan, is die potensiaal baie groot dat dit ons gaan wegneem van hom af. So hy kyk na die verantwoordbaarheid wat die persoon wys, die getrouheid wat die persoon wys, in hoe hy sy geloof lewe. So, wat is gebed dan? Gebed is die aktiwiteit van kommunikeer met God. Dis 'n twee-rigting gesprek. Dis praat en dis luister. Nou, wanneer ons kom by meditasie, gaan ons 'n bietjie meer fokus op die aspek van om te luister in daai proses. Maar dis 'n twee-gesprek in terme van wanneer ek praat, dan praat ek soos met 'n absolute vertroueling. Daar's niks wat ons van die Here af wegsteek nie. Kan ons iets van hom af wegsteek? Gaan hy kom krap waar ons dit nie oopgemaak het vir 'n gesprek nie? Gaan hy? Hy gaan deur die Heilige Gees ons pols om oor sekere dinge ook met hom te praat, maar onthou, hy forceer nie, want om te forceer gaan teen die beginsel van liefde, maar hy gaan pols. Die Heilige Gees gaan ons pols om ten volle oop te maak, alle aspekte van probleme wat potensieel in ons is, en ons moet inteendeel nog vir die Here daarvoor vra ook. Here, wys my, waar lê die probleme in my lewe, sodat ek dit kan oopbreek aan die voete, sodat ons dit kan aanspreek, sodat ons daaraan kan werk. Dan, tot 'n baie groot mate is gebed die barometer van die geestelike lewe. Nou, wat bedoel ek daarmee? Daar's oor die algemeen 'n direkte verhouding tussen die aspek van hoe 'n persoon werklik geestelik is en of die persoon bid. 'n Persoon wat nie regtig diep geestelik is nie, gaan ook nie bid nie. Onthou, veral privaat gebed, ek praat nie van korporatiewe gebed, as jy nou gevra word om te bid in die gemeente of iets van daai aard nie. Persoonlike tyd in gebed is 'n baie goeie barometer om te kyk, waar staan iemand se geestelike lewe? So dis eintlik 'n aspek van self-evaluering, want wie anders gaan weet? So jy moet jouself afvra, hoeveel tyd spandeer ek werklik in gebed om met die Here te praat? Want as ons glo, hy's 'n werklikheid, hy's 'n realiteit in ons lewens, hoekom nie met hom praat nie, hy's 'n persoon? Goed? So daarom sê ek, dis
tot 'n groot mate 'n barometer, en dan, dit is waar die karakter verander word deur blootstelling aan God se direkte teenwoordigheid. Want dis daar waar ons kan sê, Here, ek het stryd met hierdie aspek. Help my hiermee, en wat hy ons gaan konfronteer. Of waar ons met die Here gaan begin praat en sê, maar Here, hierdie persoon het dit en dit en dit en dit gedoen. En die Heilige Gees bring jou ewe skielik onder 'n baie sterk indruk, maar weet jy wat, jy dit of dit gedoen. Waar staan jy? En jy word gekonfronteer ook met jouself. Goed, ons gaan net nou kyk na verse wat eintlik daai aspek ontbloot. En dan, gebed is ons bron van krag. Daar's geweldige krag in gebed. Onthou, as ons teruggaan na die fisiese toe, jy kan in die gimnasium gaan oefen, en in daai gimnasium gaan jou spiere 'n bietjie skeur, en jou spiere is miskien vol bloed gepomp op daai oomblik, maar is eintlik nadat jy gaan slaap het, en die voeding by jou spiere uitgekom het, wat jy groter opstaan, as wat jy gaan slaap het, want nou is jou spier werklik groter in terme van die vesel wat daar is en die krag wat daar is. Nou, wat het gebeur? Dit was daai stiltyd, daai tyd van herstel, en dis wat hierdie is. Daai tyd van herstel, die interaksie met God, waar hy ons sterker maak om as ons weer deur dieselfde tipe van weerstand gekonfronteer word, dan kan ons sterker daardeur gaan. Ons kom sterker aan die ander kant uit. Nou daar's 'n liedjie waarin hulle sing, in u, om u, naby u is vrede. Alhoewel daar 'n mate van konflik in gebed is, in terme van ons word gekonfronteer met ons eie probleme, is dit eintlik iets wat ons vrede en rus behoort te gee. Want ons weet ons word verander na die karakter van Christus. Wat beter kan daar wees vir die gelowige? Om verander te word na die karakter van Jesus Christus. Dis tog ons uiteindelike doel. So, gebed is tyd in gesprek met God. Dis persoonlike tyd. Daar moet tyd gemaak word, daar's niks daarmee fout as 'n egpaar saam bid of 'n familie saam bid. Die saam bid is geen probleem hier nie, maar ons moet ook tyd daarvoor maak om alleen te bid. Toegewyde alleentyd om met God te spandeer. Goed? Dan, dis kwaliteit tyd. Dis nie, as jy werklik in daai proses wil ingaan, dan kan dit nie afskeeptyd wees nie. Dit moet eintlik beste tyd wees. So is dit iets wat ons los vir die aand. In ons lewens, ek's jammer, is geen manier nie. Ons lewens is net eenvoudig te besig. Ons is te moeg. Dis 'n oggendaktiwiteit. Dis 'n goeie manier om die dag te begin, om jou te oriënteer teenoor dit wat voorlê, dit wat jou potensieel gaan konfronteer. En ons het die Here se leiding en se krag nodig in daai proses. So ons moet die beste tyd wat ons het gebruik vir dit. Kwaliteit tyd. Kyk wat sê Lukas 18. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer, die ander 'n tollenaar. Watter ene is teologies die beste opgelei? Loshande die fariseer. Loshande. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Rowers, onregverdigers, egbrekers en ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10s van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my, sondaar, genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Waaroor het die gebed van die fariseer gegaan? Hy was nie in gesprek met God nie. Hy was daar om gesien te word deur ander mense. Goed, het hy gebid? Ja. Wat was sy motief? Sy motief was nie om homself neer te lê aan die voete van Jesus Christus nie. Hy het op sy eie meriete geroep.
in gesprek met God. Dis die opperste vorm van arrogansie. Dis skrikwekkend. Dit vertel vir jou, hy het geleerdheid en hy weet niks. Ek wil hê julle moet mooi luister wat ek nou vir julle gaan sê. Hoe meer ek in akademiese kringe beweeg, hoe meer kom ek agter. Dis presies wat ek daar teekom. Ek begin al hoe minder te dink van 'n verskriklike geleerdheid, want dit help nie. Jy het boekkennis en jy het nie Christuskennis nie. Dis die verskil tussen hierdie twee mense. Die een het boekkennis, die ander ene weet presies waar hy is, relatief tot Christus. Kan julle onthou, in een van die vorige lesings het ons gekyk na so 'n prentjie, waar 'n vrou so gehang het, het lyk asof sy gaan pull-ups doen, en dan het gesê, moet jy nie vergelyk met ander mense nie, vergelyk jouself met jouself van gister. Toe sê ek, nee, binne die Christelike konteks, vergelyk jouself met Christus. Hierdie fariseer het homself nie met Christus vergelyk nie. Hy kom roep sy eie meriete. Maar die tollenaar, hy het presies geweet, in die relatiewe vergelyking, hy wil soos Christus word, hy het geen meriete wat hy kan bring nie. Goed? So, God ken alles van ons. In gebed wys ons gesindheid en selfpersepsie. Ons kan in gebed niks vir Christus noem wat hy nie al reeds weet nie. So, party mense sê dan, maar hoekom het ek dan bid? Die Here weet dit in elk geval. Die Here wil weet, is jy bereid om daai situasie te konfronteer, ja of nee? Het jy op die punt gekom dat jy sê, Here, ek het nou aan die einde van my vermoëns gekom, hierso, dis u sin. En as jy sien hoe mooi die Here daai tipe van ding hanteer, dan gaan jy op 'n baie vroeër stadium daai tipe van probleme na die Here toe bring en sê, Here, voordat hierdie ding 'n groot issue word, voordat dit nou hierdie geweldige stryd in my lewe word, ek bring dit vir u. Sorteer u uit of wys my wat ek moet doen, wat dit dan betref. Psalm 139. Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, lei my op die ewige weg. Skrikwekkende woorde daai eintlik. Wat hier gebeur, en julle kan maar gerus net 'n nota maak, is Psalm 139. Twee van die interessantste psalms in die Bybel is Psalm 137 en Psalm 139. Ons sal hopelik op 'n stadium kans kry om te kyk na Psalm 137. Psalm 139 is hy besig om te bid en hy praat oor die wat sy vyande is. En hy sê, hierdie klomp vyande van my is hulle. Weet, en hy bid oordeel oor hulle en hy gaan te kere oor hulle. En ewe skielik, van die vorige vers na hierdie vers, soos handomkeer, verander sy houding. Hoekom? Hy is so hard besig om klippe te gooi na hierdie klomp wat sleg is en wat useless is en die volgende oomblik besef hy, my lot, dit wat ek vir hulle wens, gaan dieselfde wees as daar fout is by my. Is niks beter as hulle nie. En soos handomkeer van die einde van die vorige vers na hierdie vers, slat hy om. Kyk mooi na wat hy sê. Hy sê, deurgrond my, o God. Man, hier hou ek meer van die Afrikaans as van die Engels. Die Engels sê, search me. Search. Deurgrond. Dis, Here, soek in elke noek en cranny. Kyk my lewe reg deur. Deurgrond my, o God. Ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Dis scary. En onthou wat ek julle gesê het van taksies. Die Here ken my gedagtes tot oor taksies. Here, ken my gedagtes. Ek ken dit eintlik al klaar. Dis 'n uitdrukking om te sê, Here, ek wil hê u moet dit weet, sodat ek daarmee gekonfronteer kan word en ek dit kan uitsorteer. Is dit maklik? Nee. Maar die voorbeeld word in die Bybel vir ons gegee. So daar's niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie.
Ons sê vir hom, weet alles my, tot dit wat ek dink, wat ek nooit sê nie, met ander woorde, niemand anders gaan daarvan weet nie. Maar hy doen. Goed, dan sê hy, kyk of daar by my 'n weg is van smart. Nou in die Joodse gedagte is daar net 2 weë. Die ene is 'n weg van smart. Hoekom? Want dit eindig nie by God nie. Die ander ene is die ewige weg wat eindig by God. Daar's net 2 weë, daar's nie 'n alternatiewe roete nie. Ek's of op daai pad of op daai pad. Daai ene, smarte, ewige dood. Die ander een, ewige lewe. God, danksy Christus. So, ons hele lewe word blootgestel in gebed voor God. So, stiltyd is eerstens God in my tyd. Hier wil ek 'n vergelyking tref. In meeste ander dinge van die uitleef van ons geloof, kom ander mense eerste. In gebed, nee. Hoekom sê ek so? Daar's 'n rede, as jy op 'n vliegtuig klim, wat hulle tot vir 'n ma sal sê, wanneer daai dingetjie val, wanneer daar nie meer suurstof in die vliegtuig is nie, sit jou eie masker eerste aan. Hoekom? 'n Ma se hart gaan, nee, maar my kind moet eerste kom. En nou sukkel jy met die kind sin en jy paas uit en jy gaan en die kind gaan, wat help dit? Jy moet jou eie eerste opsit, want jou oorlewing is van kardinale belang om die ander ook te kan help. Selfe moet gebed. Selfe moet gebed. Dit gaan oor jou verlossing eerste. Sê ek vergeet van die ander, hoegenaamd glad nie, inteendeel. Ander mense is 'n kardinale deel van die gebed, om ander op te dra in gebed ensovoorts. Maar dit begin by ons elkeen individueel. Goed? En dan kan dit uitkring, weier. Dan, dis tyd om met God ons hartseer te deel, enige iets wat ons pla, daar's niks wat teruggehou word nie. Dis tyd om die hart oop te maak en reguit te gesels. Miskien moet ek dit tog nou net vinnig noem. Ek het net so vinnig gesê, ek het nou nie my leesbril gebring nie. Kom ons kyk hoe hierdie gaan. Wie van julle onthou Boney M? Julle wêreldse musiek geluister, sies man. Ok, ek gaan die eerste versie lees, dan gaan julle almal wil saam sing. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ons geween as ons aan Sion dink. By the rivers of Babylon, ek kan nie sing nie. Maar julle kry die idee. Goed, almal ken daai liedjie. Hierdie psalm word gesing in die Rooms-Katolieke kerk as een van hulle gesange of psalms wat hulle sing. Daar's nie 'n kerk in die wêreld wat die hele psalm sing nie. Nie een nie. Nie een nie. Hoekom? Kom ek lees vir julle die laaste 2 verse, vers 8 en 9. O dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld wat jy ons aangedoen het. Luister na die laaste vers. Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen 'n rots. Julle ken die boerevolk geskiedenis. Vat kinders aan hulle voete en slaan hulle stikkend teen rotse. Dis wat hulle hiervan praat. Hoe staan dit in die Bybel? 16 Desember. Is dit 'n Christenhouding? Die enigste onvoltooide psalm in die hele Bybel. Jy kry die formule wat ons in Psalm 139 gehad het, waar hy praat van die ander en hulle is so verkeerd en hulle doen dit en hulle dit en dit en dit en dit en dan ewe skielik het jy 'n omswaai. Jy kry dit in baie psalms. Waar is hulle toe hierdie gebeur? Babel toe. Was God onregverdig om hulle Babel toe te stuur? Nee. Hulle het afgode aanbid, hulle is gewaarsku en gewaarsku en gewaarsku, is geprofeteer en hulle wou nie luister nie. Hulle het nog nie op die punt gekom wat hulle besef, ons kry dit wat ons verdien nie. Hulle is nog nie daar nie. Onvoltooide psalm, maar hulle gee uitdrukking.
kan jy dink, nee? Dis eintlik 'n vorm van gebed, laat hulle in daai konteks uitdruk, gelukkig is hy wat 'n kind vat en doodslaan teen klippe. Dit sê vir ons een ding, daar's niks wat jy kan emosioneel ervaar wat nie voor God gelê kan word nie. Al is dit verkeerd, want wie anders om jou reg te help as jy is hy? Maar dan gaan ons baie keer en ons gaan sien 'n mensesielkundige. En ek nak nie nou sielkundiges nie, hulle het 'n spesifieke doel, 'n spesifieke funksie. Maar wie beter om ons te kan reghelp as God homself? Daar's niks wat nie voor hom geplaas kan word nie. Al sê jy, Here, ek weet ek mag nie doodslaan nie, maar ek is nou so in 'n toestand, dis hoe ek voel. Is dit verkeerd om vir die Here te sê dis hoe jy voel? Nee. Daar's niemand beter vir wie om dit te sê nie. Want nou lê dit aan sy voete en hy kan by die wortel van die probleem in jou wese uitkom om dit reg te maak, om dit te herstel. Daar's niks fout daarmee nie. Ons lê dit aan sy voete, solank as wat ons dit met eerbied en respek doen en verstaan met wie ons praat. Goed? So, dis tyd ook vir herstel. Dis tyd om aan ander te dink, verseker, om ander op te dra, is absoluut 'n Bybelse konsep. Nou, een van die mees algemene vrae wat mense my vra, hoekom word my gebede nie geantwoord nie, is, maar ek bid vir min of meer 2, miskien 2,5 minute en dat ek niks meer om te bid nie. Dan sê ek altyd, okay, jy al oorweeg om vir iemand anders op te bid. Want wanneer ons self bid oor ons eie probleme, dan moet ons nie vaag bid nie. Ons bid nie, Here, as ek iets verkeerd gedoen het, vergewe my nie. Ons moet spesifiek bid. Here, ek het daar verkeerd opgetree oor dit, ek het daar verkeerd dit, en. Ons moet spesifiek wees. Net so wanneer ons bid vir ander. Nie 'n algemene halgeweer skoot wat jy nou vat en hoop jy tref iewers die teiken nie. Wees spesifiek. As jy die mense se name het, noem hulle name in gebed, sê Here, ek dra hierdie persoon aan U op, wees spesifiek, praat spesifiek daaroor. Goed? Dan, dis ook 'n tyd om ander aan God op te dra en voorbereiding te doen vir daai ander persone. Nou stiltyd is 'n kuns. Is iets wat nie van self kom nie. Baie mense is baie ongemaklik om te bid, veral as hulle dit hardop moet doen voor ander mense. Maar gaan dit moeilik wees vir my vrou met my te gesels? Nee, want ons gesels elke dag met mekaar. So word dit makliker as dit nie vir jou gaan oor die ander nie, dit gaan oor iemand wat jy in 'n persoonlike verhouding mee staan. Is dit baie makliker om met hom te praat, ook wanneer ander daar is. Goed? Want as iemand wat jy ken, jy weet jy's veilig. Dit behoort nie 'n vreemde ding te wees nie. Dis bloot net ander wat inluister, soos as my vrou nou met my sou praat en ander luister in, is nie 'n probleem nie. Goed? Dit behoort so te wees. Nou, dis 'n kuns en hoe meer jy dit beoefen, hoe beter word jy daarmee. Dan die aspek van meditasie. Dis nie oosterse meditasie nie. Dis iets radikaal anders as oosterse meditasie. Wat is oosterse meditasie? Dis 'n leegmaak van die gedagtes, sodat jy gevul kan word met wat ook al die wêreld daar buite wil jou mee vul. Dis hoegenaamd nie wat die Bybel enigsins van praat nie. Eienskappe van daai tipe van meditasie is herhaling van woorde, van 'n woorde of frases. Dis 'n losbreek van die bewustelike gedagtegang. Jy kan een word met alles wat bestaan. Dis half jy word nou deel van als en als word deel van jou tipe van ding. En in daai gedagtegang kan jy dan 'n mate van goddelikheid verwerf of 'n goddelikheid kan in jou verwesenlik. En dis definitief nie Bybelse meditasie nie. So dis onder andere om deur visualisering jou begeertes te verwesenlik. Wat hulle sê, maar sien jouself so. Ek wil amper sê daai mentaliteit van fake it till you make it, weet?
Visualiseer dit, sien jouself in daai groot sportkar en wat ook al, daai tipe van ding. Dis nie die meditasie wat ons hiermee te doen het nie. Dis 'n soeke na 'n verborgde bron van krag opgesluit in jouself. Dis wat daai vorm van meditasie na mik. Nou, Bybelse meditasie is vervulling met God se woord en sy gees. Nou hier kom 'n radikale verskil en ook 'n koneksie tussen hierdie verskillende aspekte. Hoe meer jy die Bybel bestudeer het, hoe meer kan jy ook jou meditasie vul met die beginsels van die woord. Jy kan nie gevul word met die woord in terme van jou meditasie as jy die woord nie gelees het nie bestudeer het nie ken nie. Die Here gaan nie op 'n bonatuurlike manier die Bybelboeke in jou kop kom imprent nie, hy het dit vir jou gegee. Doen moeite, bestudeer dit, ken dit. En vra dan tydens jou meditasie vir die Here, Here, bring tot gedagte dit wat U met my wil deel. Herinner my aan U woord. Lei my na die gedeeltes van U woord wat U wil hê ek uit moet leer. So die eienskappe hiervan is 'n doelbewuste fokus op God en sy werke. Dis 'n fokus van gedagtegang. Dis nabetragting van onveranderlike waarhede van God se woord vir dieper insig. Nou baie keer sal mense sê, maar ek het dieselfde ding gelees as wat jy gelees het, hoekom het jy hierdie raak gesien en ek nie? Dan sê ek vir hulle, dis waarskynlik omdat ek meer tyd gespandeer het om oor die woord te mediteer. Ek lees dit nie net nie, ek lees dit en dan maak ek tyd om daaroor te dink, selfs daaroor te bid, te vra. Lei my deur die Gees om beter te verstaan, om insig te kry. Dis waar die verskil kom, om die woord te bedink. Dis 'n soeke na God as die enigste bron van krag, met die besef van ons afhanklikheid van hom. Goed? So dis nie die oosterse weergawe van daar's 'n goddelikheid in myself wat ek nou moet verwesenlik nie. Nee, dis 'n absolute besef. Hy is die bron van krag. Ek is afhanklik van hom en sonder hom is ek absoluut niks. Dis waaroor hierdie vorm van meditasie gaan. So dit is definitief ook 'n besef van ons menslike tekortkominge. So Bybelse meditasie gee geleentheid vir die Heilige Gees om die dieper dinge van God te openbaar. Nou waar kom ek aan hierdie konsep van die dieper dinge van God? Dis 'n absoluut Bybelse konteks of 'n konsep. 1 Korintiërs 2 vers 11 en 12 sê, want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. As ons in hierdie proses van meditasie gekonnekteer is met die gees van God, dan gaan hy daai geheimenisse van God ook aan ons openbaar. Nou in die direkte konteks van hierdie teks is die geheimenisse wat hulle eintlik hiervan praat, daai verborgde dinge van God, is eintlik 'n verwysing na Christus wat gekom het en vir ons gesterf het. Maar ek kan nie verseker uit praktiese ervaring, die Here breek vir jou sy woord oop, hoe meer jy daaroor sit en bepeins en dit bedink op 'n gereelde basis. Vra vir die leiding van die Heilige Gees, sê vir hom, Here, ek het my studie gedoen, ek het gekyk na alternatiewe geïnspireerde bronne, Here, breek dit vir my verder oop, wys vir my, hoe is hierdie van toepassing op my in my lewe, geef my die antwoorde waarna ek soek, uit die woord uit, volgens u beginsels. So, voorbeelde, Psalm 8 vers 4 tot 10, hier is nou voorbeelde wat ons uit die Bybel uit kry. Kyk 'n bietjie net die gedagtegang wat hier plaasgevind het. As ek u hemele aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom gedink het en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid bekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde.
Kan jy sien hoe hy om hom rond gekyk het en hy's besig om die Here te bedink en ewe skielik kom hy tot hierdie besef van hoe heerlik dit is. En let mooi op, hierdie is eintlik 'n gebed. Sy meditasie het hom gelei tot op die punt wat hy die Here herverheerlik vir dit wat hy gedoen het, want hy het tot 'n nuwe besef gekom. So, jou gebed voer die meditasie, jou meditasie voer weer die gebed. Daai twee vleg so na mekaar toe. Want jy bring jou behoefte na die Here toe in gebed, hy antwoord jou in meditasie, jou nuwe belewenis vir hom, jou nuwe verstaan van sy beginsels, lei jou weer om terug te gaan en met hom te kommunikeer en te sê, maar Here, hoe wonderlik is hierdie? Het hierdie vir my oopgebreek. Goed, en dis waar daai groei plaasvind. Ja. Daar is 'n verskil tussen goddelike wese en hemelwese. Ja. Baie mense konsentreer op hemelwese en goddelike wese. Ja. Goddelike wese is besonder geskaap. Absoluut besonder geskape. Dan Jesaja 55 vers 6 tot 9. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagte. En laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Dit beteken nie dat ons niks van God kan verstaan nie. Dis net 'n besef dat daar sekere dinge is waarin ons nie insig gaan hê nie. Ten minste nie nou nie. Baie soos Job. Onthou Job, toe al die dinge met hom gebeur, gaan hy vir hoeveel hoofstukke aan? 35 hoofstukke gaan hy aan. En hy vra gereeld, Here, hoekom die? Here, hoekom die? Hoe kan hierdie gebeur? En hy het nie die antwoorde nie, want hy verstaan nie die weë van die Here nie. Totdat die Here uiteindelik terugkom en met hom in gesprek tree en vir hom vra, maar waar was jy toe ek die fondasies van die aarde gelê het? Goed? So dis daai aspek van ons weet, daar sekere dinge wat ons nie nou gaan weet nie, maar wees verseker, die Here sal wel vir ons, so ver soos wat hy dit goed dink, sy weë vir ons verduidelik, dat ons kan insig kry en verstaan, sodat ons sterker daaruit kan kom en hom beter kan dien deur daai ervaring. Kolossense 3 vers 1 tot 3. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou kyk hierdie alternatiewe woorde vir meditasie. Daar praat hy van bedink die dinge wat daarbo is. Daai is om te meditate. Meditate on the things above. Psalm 119 vers 9 tot 16. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Here, leer my u insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek wil u bevele oordink en op die paaie let. Ek sal my verlustig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Let op daai, ek wil u bevele oordink. Om te mediteer daaroor, om te sien wat is die waarde daarvan. Romeine 8, 5 tot 7. Van die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Ons gedagtes moet waar wees by die dinge van God. Ons moet daar wees van wat die gees bedink, dinge wat te doen het met lewe
en vrede. Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dis die kerngedagte agter hierdie hele konsep, om ons gedagtes hemelwaarts te fokus. Nou die sorge van die lewe gaan ons gedagtes aarde toe trek, na die probleme toe. Ons moet aktief tyd maak om te sê, ek sny daai goed af. Ek plaas my fokus op God. So, meditasie is om God en sy beginsels te bedink, en dis om geleentheid te skep, dat hy met ons kan kommunikeer. Stiltyd en nutriënte gaan meestal hand aan hand. Hoekom? Want die een voer die ander. Soos ons dit bedink, kry ons dieper insig oor die woord, so meer ons die woorde nou ook ken, hoe meer kan dit vir ons materiaal gee om te bedink. En dan die een motiveer, fokus en aksentueer dan die ander. Nou in die volledige week wat 'n ou kan deurgaan wat hierdie aspek aanbetref van gebed en meditasie, hoe om te bid. Daar spesifieke maniere waarop mens behoort te bid. Dus kyk na gebedsraamwerke, verskillende formules, maar daai formules kan eintlik opgesom word in sekere elemente van gebed wat in die verskillende formules voorkom. Hoe beter mense dit verstaan, hoe makliker is om te bid. Kardinale belang, hindernisse vir gebed. Daar is 7 primêre hindernisse vir gebed. Jy kan bid soos wat jy wil, as jy nie agslaan op 'n hindernisse nie. God sê self, ek sal jou nie antwoord nie. Interessant genoeg, 6 van hulle universeel. Een van hulle net van toepassing op mans. Baie interessant. In elk geval, laaste aspek, die voordele en gevare van meditasie. Want selfs in die Christelike konteks het daar sekere dinge ingekruip wat bitter gevaarlik is. En nou verwys ek spesifiek na contemplative prayer, Lectio Divina. Selfs in ons eie geleedere is daar groepe en predikante wat dit promoveer. Dit hoort nie. Lectio Divina, die oorsprong daarvan in die Rooms-Katolieke Kerk behoort vir jou te sê, bly weg. Goed? So ja, dit dan daai aspekte. Môre gaan ons kyk na integrasie van hierdie 4 verskillende aspekte en hoe hulle op mekaar bou en mekaar aanvul. Maar vir nou is daar enige vrae oor wat ons vanaand na gekyk het. Gebed en meditasie. Yes. As ek klop aan die deur, het ons net een hand vas. Hy sê aan die ander kant, ek moet van binne af oop. Ja. As ek aan sy deur klop, hy gaan oop maak. Ja. So, hy verlang dat ek met hom kommunikeer. Natuurlik wil hy met ons kommunikeer. Hy wil dan juis hê ons moet ontwikkel en groei. Maar waar gaan ons 'n beter plek kry vir ontwikkeling en groei as in direkte konfrontasie met hom, wat ons one-on-one in gesprek met hom tree, sodat hy vir ons kan wys waar die probleme in ons lewens lê. Absoluut. Nog enige ander vrae? Ja? Wat is jou gedagtes oor mense wat sê, moenie jou swakhede spreek nie, dink dit eerder, want die duiwel gaan nou hoor wat jy sê en dan nog verder vir jou op dit moeilikheid. Ek sal met die grootste liefde laat die duiwel my swakhede hoor en hoor hoe ek dit vir die Here sê. Want dan weet hy, ek gaan na die ultimate bron toe om my te verander. Laat die duiwel dit hoor. Verseker. As jy daai swakhede sou vat en jy praat net met ander mense daaroor, nê. Hy gaan vir jou pak slaag gee. Maar as jy dit met God deel, dan weet hy, jy deel op die regte manier daarmee. So, in elk geval, daar's baie min swakhede wat 'n mens het, wat die duiwel nie kan optel en sien nie. Hy is definitief nie onnoosel wees nie. Hy kan nie ons gedagtes lees nie. Maar hy het definitief die vermoë en die kennis en die ervaring om te weet, daar's daai persoon se swakheid, daar's daai persoon se swakheid. So, die hele ding van hy gaan dit hoor. Net so 'n interessantheid. Van die mense in die Pinkstergeleedere glo dat wanneer hulle in 'n onverstaanbare, inherent onverstaanbare of wesentlik onverstaanbare taal bid, dan is dit 'n geheime taal met God en die duiwel kan dit nie verstaan nie. Maar hulle noem dit ook die tale van engele. Het Satan sy taalkundige vermoë verloor? Want hy's 'n engel.
So kan hy die tale van engele praat. Ek weet nie waar hulle baie keer aan hulle idees kom nie. Maar daai ding van is 'n geheime taal wat so geheim is, dat jy wat bid self nie weet wat jy sê nie. Dit is bietjie verregaande. In elk geval. Enige ander vrae? Goed, dan sluit ons af met gebed. Kom ons by gehoofde. Hemelvader, ons is dankbaar dat ons vanaand so inleidend kon gesels oor gebed en meditasie en ons kon ook sien hoe U daarna verwys in die woord. En Here, dit gaan oor ons verhouding met U, ons kommunikasie met U en daarom wil ek vra dat U Gees in elkeen van ons die naprediker sal wees om hierdie dinge op ons harte te druk, dat ons sal erns maak van hierdie spesifieke saak. Dat ons sal begin om in ons gebedslewe werklik ons lewens voor U bloot te lê, sodat U ons kan verander en ons van karakter kan verander om meer te word soos Jesus Christus. Vir die doel, Here, nie net dat die verandering in ons plaasvind nie, maar dat ons meer effektiewe kanale kan word om ook die mense daar buite te bereik, sodat hulle kan sien, die verandering wat in ons plaasvind, is ook vir hulle beskore, mits hulle vir Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker. Here, ons weet ook daai verandering gaan maak dat ons meer effektief die karakter van Jesus Christus kan vertoon vir ander mense. Maar Here, mag dit nooit wees sodat ons raak gesien word nie, maar altyd sal wees dat Christus verhef word, sodat hy almal na hom sal intrek. Geef ons reisende genade, geef ons die geleentheid om weer by mekaar te kom, sodat ons verder kan 'n studie doen van hierdie aspek van volhoubare geestelike groei. Vra ek in Jesus naam alleen. Amen.